Hallo almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Hierdie video gaan oor heelgetalle en ons gaan spesifiek na die idee van optel kyk vandag. As hierdie video julle help, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up te gee en ook asseblief om die woord te versprei. Ek probeer regtig die kanaal groei sodat ons nog meer mense kan help. En ja, ek probeer so 1000 subscribers tref, so as julle daarmee kan help, sal ek dit baie waardeer. So as julle nog nie die vorige video gekyk het nie, asseblief doen so. Maar ek gaan vandag vir julle vertel wat heelgetalle is, net 'n vinnige recap. So heelgetalle het hierdie simbool, soos 'n Z met 2 streepies. OK, soos die. En dit bedoel dit is getalle wat negatiewe getalle insluit, so dit gaan van negatiewe infinitief al die pad tot by negatiewe 1. Dit sluit jou 0 in en dit sluit al jou positiewe getalle in. So dit sluit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al die pad tot by infinitief in. En ons praat oor positiewe infinitief en negatiewe infinitief. OK. So dit is heelgetalle. So as iemand vir jou sê heelgetalle, is dit negatiewe getalle tot by 0 en dan alles tot positiewe getalle ook. Al wat jy ook moet oplet, dit sluit nie desimale of breuke getalle in nie, so jy gaan nie sê 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, daar is nie heelgetalle nie. Heelgetalle is 1, 2 ensovoorts, dis niks tussenin nie. Dit gaan ook nie negatiewe 1.1 wees nie, negatiewe 2.5 wees nie, niks is dit nie. OK, dis negatiewe 1, negatiewe 2, negatiewe 3. OK, so is niks tussenin hierdie getalle nie. Daar's niks hier wat ingesluit is in jou heelgetalle nie. Iets wat jy moet oplet ook is dat as jy met heelgetalle werk en jy begin optel, gaan jy nie noodwendig 'n groter getal kry nie. So gewoonlik wanneer jy met natuurlike getalle werk of telgetalle en jy sê hierdie enetjie plus hierdie ander ene, dan gaan jy 'n groter getal kry. OK, dis hoe dit werk. Maar met heelgetalle is dit nie altyd dieselfde nie. OK, so dis net iets wat jy moet weet en jy sal sien in die voorbeelde wat ons gaan doen, hoekom ek dit sê. Die ander ding wat ek wil hê julle moet besef of leer, is as daar 'n plus en 'n minus langs mekaar is, so sê nou maar ek sê 4 plus 'n negatiewe 3, dan word daai 2 langs mekaar 'n negatief. So dan die is dieselfde as 4 minus 3. OK, so hierdie 2 langs mekaar word 'n minus en dis wat ek hier vir julle sê hierso. Die 2 langs mekaar word 'n minus. Dis presies dieselfde as ek vir jou sê 4 minus 'n positiewe 4. Daai is presies dieselfde as om te sê 4 minus 4. OK? En waar kry ek daai vandaan? Dis van hierdie. OK, 'n negatief en 'n plus langs mekaar word 'n negatief en dis wat hier gebeur het. OK, so die is presies dieselfde. So daai is iets wat ek wil hê julle moet raak sien of besef en ons gaan daai reëls wat ek net vir julle verduidelik het, gebruik in die voorbeelde. So hierso is 'n paar voorbeelde, so dit sê vir jou, bereken die volgende. So hulle gee vir jou negatiewe 8 en hulle sê plus 20. So wat ek vir nou gaan doen, is vir julle 2 maniere wys om hierdie te doen. So jy kan hierby by negatiewe 8 begin. En jy kan vir jouself gaan negatiewe 7, negatiewe 6, negatiewe 5, negatiewe 4, negatiewe 3, negatiewe 2, negatiewe 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensovoorts gaan inskryf. En dan kan jy hier by negatiewe 8 begin. En dan kan jy vir 20 na regs sal. So wanneer jy 'n plus sien, gaan jy na regs toe gaan. OK, so ons begin by negatiewe 8 en ons sê plus 20. So dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan gaan jy aangaan. 16, 17, 18, 19, 20. OK, en dan gaan jy by 'n positiewe 12 uitkom. So jy gaan sê dis gelyk aan 12. Die ander metode wat jy kan volg is, jy kan sê wel hierdie is dieselfde as ek sê 20 minus 8, so ek ruil hulle om. En jy kan sê 20 minus 8 en dit gaan ook vir jou 12 gee. Dit was jou ander metode om dit te doen. So daai is hoe jy dit kon doen. Nou het jy 'n 10 plus 'n minus of 'n negatiewe 5 en as jy bo onthou, het ons gesê 'n plus en 'n minus langs mekaar of 'n positiewe en 'n negatiewe teken langs mekaar gee vir jou 'n negatiewe getal. So hierdie is dieselfde as om te sê 10 minus 5 en daai is waar hierdie minus vandaan kom. En 10 minus 5 is gelyk aan 5. OK, so daai is jou antwoord daar. Dan het jy hierso 'n negatiewe 20 plus 'n negatiewe 20. So weer eens, ek gaan eers my tekens vereenvoudig. So ek gaan hierdie 2 tekens vat. So dit word negatiewe 20 minus 20. Daai plus en die minus langs mekaar word 'n minus. So nou sê ek vir jou wel, ons het al klaar 'n negatiewe 20, so ons is, sê nou maar hier, op die getallelyn, en dan gaan ons nog 20 aftrek.
So ons gaan sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tot ons by 20 afgetrek het. En onthou, as jy nou aftrek hierso, dan beweeg jy links op die getallelyn. Ok, as jy optel, beweeg jy regs. So ons begin by negatiewe 20 en dan gaan ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na links toe gaan. En dan gaan ons by negatiewe 40 uitkom, as ons dit doen. Hoe het ek dit geweet? Wel, jy kan ook dink, ek is klaar by negatiewe 20 en dis dieselfde as om te sê ek is klaar by positiewe 20. Nou moet ek nog negatief aftrek, so ek gaan nog links gaan, ek gaan nog negatief gaan. Ok, so dis hoekom ek na links toe gegaan het. En 20 en nog 'n 20 by, dit gaan vir my 40 gee. So as ek sê 20 plus 20, kry ek 40. So as ek sê 20, ek sê so, op 'n positiewe getallelyn, en ek moet nou 20 bytel, dan gaan ek mos al die pad na regs toe gaan, en 20 bytel, en ons weet dat 2 plus 2 4 is, so 20 plus 20 gaan 40 wees, en dan gaan jy by 40 uitkom. So dieselfde idee werk vir negatief. So as ek al klaar in minus 20 het, of negatief 20 het, en ek moet nog 20 aftrek, dan gaan ek by negatiewe 40 uitkom. Dit is nou net dat ons in die negatiewe getalle werk. Kom ons doen D. So hierso het ons 'n 10 plus 4, en dan het ons 'n plus 'n minus 4, of plus 'n negatiewe 4. So ek gaan eers weer my tekens uitsorteer. So die word 10 plus 4, hierdie plus en 'n negatief langs mekaar word 'n negatief, en dan sit nog 'n negatiewe 4. So jy kan nou weer hierdie op 'n getallelyn gaan doen, so kom ons gaan net vir nou die doen. So ons begin hierso by 10, dan sit 11, 12, 13, 14, 15. Ok, so ons begin by 10, hierso, dan is dit plus 4, so ons gaan na regs, so dis 1, 2, 3, 4, nou is ons hier, en nou moet ons 'n 4 aftrek, so dan sit links vir aftrek, so dan sit 1, 2, 3, 4, nou bly ons weer hier oor. So ons is weer by 10. So iets wat jy moet oplet, in die vorige video het ek met jou gepraat oor optellingsinverse. So as ek sê plus 4, minus 4, dan kry ek 0. So as jy dieselfde goed langs mekaar het, maar hulle dieselfde verskillende tekens, so hierdie is 'n plus 4, hierdie is 'n negatiewe 4, dan gaan dit vir jou 'n 0 gee. So daar is wat van die vorige video afkom. En ek hoef eintlik nie hierdie getallestelsel deel of getallelyn deel te gaan doen het nie, want ek sou hierdie antwoord kon kry as ek besef het dat plus 4 en negatiewe 4 optellingsinverses is. Ok, kom ons doen E. So vir E begin ons met 'n negatiewe 5. Ok, hierdie bly net negatiewe 5, daar is nie 'n teken voor dit nie, so die is negatiewe 5. Plus 2, hier is 'n positief en 'n negatief langs mekaar, so dit word minus 7. Plus 4. Jy kan die orde hierso verander, solank jy die tekens by mekaar hou. So jy kan byvoorbeeld die negatiewe 5 en die negatiewe 7 langs mekaar gaan sit, solank die tekens daar bly. In my geval gaan ek dit nie doen nie, ek gaan net vir julle wys op 'n getallelyn hoe hierdie sou lyk. En ek gaan dit in hierdie orde doen, soos dit daar vir my gegee is. So ons begin by negatiewe 5, so ek gaan dit vir ons getalle insit. So ons begin by negatiewe 5 hierso. Dan sê ons plus 2, so ons gaan 1, 2 na regs, so dis hierdie deel. Dan gaan ons negatiewe 7, so dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, so dis daai deel. En dan het ons 'n positiewe 4, so dit gaan in hierdie grys wees, so ons is nou hier, so dan gaan ek 1, 2, 3, 4 na regs. En dan bly ons by die 6 oor. Ok, so iets wat ek net wil hê julle moet oplet is, ek kon hierdie ook in my kop gedoen, ek kon gesê negatiewe 5 plus 2, dan sê ek wel, dis negatiewe 5, so dan moet ek negatiewe 4, negatiewe 3 doen, so ek gebruik nou my vingers en ek tel. Dan sê ek is by negatiewe 3, nou moet ek negatiewe 7 bytel, so as ek 'n positiewe 3 gehad het, so sê nou maar, dit is negatiewe 5 plus 2 minus 7 plus 4, ok? So ek gaan nou net in stappe doen, hierdie deel geef my negatiewe 3, so hierdie, as ek daai eerste deel doen, kry ek negatiewe 3. Nou moet ek sê, minus 7 plus 4. Wel, ons is klaar aan die negatiewe kant, en gewoonlik as ek sê 3 plus 7, kry ek 10. So daai sal onmiddellik vir my negatiewe 10 gegee het. Want ek sal klaar aan die negatiewe kant, en ek gaan nog verder links, so die word negatiewe 10. Dan sit net plus 4, so nou moet ek gaan negatiewe 10, en nou moet ek sê, nou moet ek nog positiewe toe gaan, want hierdie is 'n positiewe 4, so nou is dit negatiewe 10, negatiewe 9, negatiewe 8, negatiewe 7, negatiewe 6, en dis wat ek mee oorbly as ek die 4 bytel. So jy kan dit ook vir jouself in hierdie stappe gaan doen as jy regtig wil.
Kom ons kyk nou na nommer 2. Dit sê vir my, bepaal die getal wat die stellings waar maak. Skryf jou antwoord as 'n geslote getallesin. So wat is 'n geslote getallesin? So 'n oop getallesin is iets soos hierdie, waar jy nie weet wat hierdie getal is nie. So jy kan hierdie getal byvoorbeeld x noem, of jy kan dit as 'n blokkie skryf. Jy kon hierdie ook geskryf het as iets soos die 20 plus 'n blokkie, gee vir my 50. Kyk, hierdie is 'n oop getallesin, want jy weet nie wat daar is nie. Jy kan dit ook dieselfde skryf as hierdie. Kyk, jy met hierdie blokkie of hierdie x of hierdie onbekende getal gaan uitwerk. Kyk, daai is 'n oop getallesin. 'n Geslote getallesin is wanneer jy weet wat die getal is. So in ons geval, 20 plus iets gaan vir my 50 gee. So jy kan natuurlik vir jouself 'n getallelyn gaan trek, hierso vir jou 20 sit, al die pad tel tot by 50, en dan kyk hoeveel stukkies hier tussenin lê. Of jy kan net sê, wel, wat is 50 minus 20? Jy kan dan hierdie oor gaan skryf en sê, die onbekende getal gaan gelyk wees aan 50, en dan moet jy hierdie 20 oorvat, oor die is gelyk aan teken. So dis asof hy spring. Hierso het hy 'n positiewe teken, en as hy oor die is gelyk aan gaan, moet hy negatief word. So hier is hy positief, hy spring oor die is gelyk aan, en hy moet langs hierdie een geskryf word, so dan word dit minus 20, okay? Dis wat gebeur as hy spring oor die getallelyn. En dan kan jy sê 50 minus 20, en dit gee vir my 30. Of jy kon net gesien het dat dit 20 plus 'n blokkie is, en dit gee vir my 50, en jy kon net vir jouself gesê, wel, dit gaan maklik wees, dis 30, so dit maak nie saak nie. Al wat ek wil jy moet weet, is dat hierdie nou 'n geslote getallesin is, so jy kan hierdie oorskryf, en sê dis 20 plus 30 is gelyk aan 50, en daai is jou geslote getallesin. En ek sê dit my 30 onderstreep, sodat mense weet wat ek uitgewerk het. Nou sê hulle vir jou vir B, hier's nog 'n onbekende getal, en as ek 25 aftrek, het ek 50, so ons begin iewerste, so dis blokkie, plus 'n negatiewe 25, is gelyk aan 50, so my eerste ding wat ek sou doen is, hier is 'n positief en negatief langs mekaar, ek het vir julle gesê, as dit gebeur, dan is hierdie 'n negatief. Okay, so hierdie word nou negatief, en nou sê ek basies, ietsie minus 25 gee vir my 50, wel, jy kan dieselfde idee volg, jy kan hierdie ook laat oorgaan, oor die blok, die is gelyk aan teken, jy kan dit ook laat spring, dan moet die teken verander, so as hierdie gebeur, verander teken, so dan gaan jou onbekende getal gelyk wees aan 50 plus 25, okay, en dit is omdat jy gespring het. Okay, so daai gebeur omdat jy oorgespring het, en daai was negatief oorspronklik, en dan word jou onbekende getal gelyk aan 75. So jou geslote getalle sin word dan 75 minus 25 is gelyk aan 50. Okay? Of jy kon weer eens dit net raak gesien het, en jy kon dit vir jouself gesê het, wel, hier is my onbekende getal, minus 25 gelyk aan 50, en jy kon dit gesê het, wel, dit moet 75 wees. Okay, dis dit. Jy hoef nie my hele metode te volg nie, dis het bietjie meer wiskundig korrek. Okay, dis die einde van daai video julle. Ek hoop dit julle help. En as julle enige vrae het, onthou met my te praat in die comments. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder.